Vandag neem ons jou op Kletskompas op 'n geselsie wat by tye gaan teenstrydig gewees. Hallo en welkom by vandag se episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek onder meer geletterdheid met Ougetto Greig oor die nuutste nuus in Môre se Republikein en dan gesels ons aan die ander kant met 'n outeur oor haar nuwe boek. So bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Namibiërs Engelsstories. Henriette Lambrecht en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans en moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Ougetto Greig saam met my in die Kletskompas ateljee. Ougetto, hoe gaan dit? Goed, dankie. Net bietjie koud vandag. Dit is bietjie koelerig, maar my fout is dat ek net dik baadjies besit. So dan het jy hom vir 5 minute aan en kry jy warm en dan moet jy hom weer uittrek want hy is nou te warm. Ja, nee. Maar Ougetto, ons gaan aan deur die wintermaande. Dit was 'n vriespunt vannag in Windhoek gewees. Dit was op ek dink Kalkveld -12 Sjoe. gewees. Dis Dis nou daarom erg. informeel. Dis nou soos wat my vriendinne met my praat in die oggende in ons WhatsApp groepie. Maar ja, dan skuif ons na Kunene streek toe en ons het gister gepraat oor onderrig, die belang van onderrig, die belang van 'n aktiewe ouer in 'n kind se onderrig. En dan kom Kunene streek vorendag. Ja, die ongeletterdheid is hand uit daar en die gouverneur is baie bekommerd. Hy maak 'n beroep op ouers en gemeenskap en almal om hand by te sit om die onderwysgeleenthede in daai streek te verbeter. En dit is vir my ook geletterdheid is my iets wat my baie na in die hart lê, want ek besef dat jy weet soveel soos wat ek arm groot geraak het en al daai tipe dinge, het ek nog keer op keer elke stap van my lewe 'n geleentheid op geletterdheid gehad. Jy Ja. weet. So ek dink 3 of 4 jaar oud toe ek geleer lees het nog voordat ek skool toe is, omdat ek 'n ouer gehad het wat die putte gehad het om te kon raak sien, jy sê die kind stel belang in lees en in boeke, my toe na 'n biblioteek toe gevat het, weer eens Bellville biblioteek in die Kaap, baie goeie biblioteek wat soos wat my geletterdheid gevorder het, die materiaal gehad het om my te help leer lees, jy weet. Ja. Toe na 'n klein dorpie in die Weskaap toe getrek waar daar ook weer eens fantastiese biblioteek was. En jy weet ek het toegang gehad tot goeie gehalte skole. Al was dit staatskole, dit was soos in 'n Namabai wat Ja. bekend is as 'n goeie staatskool. So en weer eens kom ons by daai gesprek wat ons vroeër in die week gehad het oor die SAN-kinders en wat gebeur met daai kinders wanneer hulle op universiteit toegelaat word as hulle gehalte van onderrig nie is wat 'n kind by Namapai of 'n kind by WAS of 'n kind by waar ook al ontvang nie, dan gaan hulle sukkel op universiteitsvlak en jy kan hulle nie daarvoor kwaadlik neem nie. Dit beteken nie hulle is dom nie. Dit beteken hulle het nie dieselfde geleentheid gehad wat ander Namibiese kinders gehad het. Ek dink dit gaan basies oor geleentheid, dit gaan oor toegang, dit gaan oor infrastruktuur en geriewe en ook oor die beskikbaarheid van goeie onderwysers. Jy weet die Kunene streek is massief en baie van die gemeenskappe is maar ver uit mekaar uitgeleë. Daar is ook nie 'n groot bevolking nie en 'n regering oor die algemeen fokus maar daar waar daar meer mense is. Dit is waar meeste van die fasiliteite gebou word. So dit is 'n groot probleem daar en beslis ja, dit is nodig vir ouers en gemeenskappe om te doen wat hulle kan. Maar geleenthede sal beperk wees totdat die regering meer
bates daar bestee. Jy weet, daar moet groot belegging gedoen word om die geleenthede te verbeter. Ja. En dit is te midde van geleenthede vir ontwikkeling, ekonomiese ontwikkeling wat op die oomblik in Kunene raak gesien word en veral as dit kom by mynbou, landbou. Daar is projekte wat op die kaarte is, groot geld, maar jy weet mos hoe werk die kapitalistiese realiteit waarin ons lewe. Net omdat iemand skatryk kan word, beteken nie dat die mense wat daar bly enigstens sal baat nie. En natuurlik met die ongeletterdheid sal dit nog moeiliker wees vir die inwoners van Kunene om goeie werksgeleenthede te kan verseker. Ja, en dit is een ding wat ek ook moet sê, toe ek Namibië toe getrek het, was dit vir my amper soos 'n kultuurskok. Jy weet, as 'n kind wat altyd gelees het, my ouers het my altyd, jy weet, seker gemaak dat ek toegang tot 'n biblioteek het iewers om te kan lees, om daardie liefde vir lees aan die lewe te hou. En toe ons Namibië toe trek, toe skielik is daar nie meer 'n biblioteek om van te praat nie. Jy weet, en wat daar is so beperk, daar's so min wat jy kan lees, daar's so min wat jy wat jou horison kan verbreek, en ek dink dit is my die grootste hartseer is, lees is vir my as 'n lewenslange leser iets wat my horison verbreek. Die ergste is selfs nou in hierdie tyd van die internet, Kunene, omdat dit so groot is en wyd verspreid is daar baie plekke waar daar nie toegang tot die internet is nie. So selfs daai oplossing is baie beperk en dit geld nie vir almal nie. Boonop, al het jy miskien 'n selfoon, jy moet nog steeds jou data koop. En ons weet dat al koop jy die data, beteken dit nie as jy jou oë uitvee jy dit nog het nie. So dis 'n ander gesprek, maar daar is baie probleme. Ten minste het die gouverneur dit uitgelig in sy streeksrede. En hopelik sal dit beteken dat daar een of ander aksie geneem sal word om te help om die probleme aan te spreek. Ja, en dis soos wat jy, ek dink eergister gesê het, jy weet, die vaardigheid van leer, om te kan leer, om te weet hoe om te leer. Geletterdheid is hoe jy jouself leer om te leer, jy Precies, weet. ja. Geletterdheid is hoe jy inligting ontvang en dit verwerk en dit kan verstaan om dit te kan verwerk, om dit dan na die volgende ding, op die volgende ding te kan toepas. Maar wat sou jy sê, waar begin 'n streek soos Kunene? Ek was nog baie weinig in daai kant van die wêreld gewees. Waar begin 'n streek soos Kunene om hierdie probleme op te los? Een voordeel wat Kunene het, is dit is 'n baie jeugvolle bevolking. Daar is baie jong mense, die groot meerderheid is onder die ouderdom van 40. Jong mense het energie. En as daar ingegryp word om hulle in te span, een leer die ander, een help die ander. Hulle moet natuurlik bemagtig word met materiaal en hulpbronne, maar dit kan as 'n jeugbeweging die uitsig van die bevolking vinnig verander. En ek dink dit is 'n geleentheid wat hulle miskien kan gebruik. Dit hang nou af, jy weet, ons regering oor die algemeen het 'n probleem as dit kom met praat met jong mense en luister na jong mense, daai gesprek, daai twee rigting kommunikasie is nie altyd daar nie. Daar is 'n neiging om te praat na die jong mense of jy weet te sê In hulle rigting. Ja, om te sê. En ja, jong mense luister nie altyd as dit so gelewer word nie, maar as hulle kan genader word en betrokke kan raak in die gesprek, in die stryd, dan dink ek is daar 'n geleentheid om 'n verskil te kan maak. Okay, toe kry ek op daardie noot gaan ons nou laat gaan. Dit is 'n geletterdheidskwessie op Kunene en ek dink baie ander dele van die land sukkel met dieselfde probleem. So ek dink wat ook al Kunene nou doen
as dit werk, gaan hulle die blou druk maar moet wees vir die res van die land oor hoe ons geletterd te hou. Dankie dat jy by ons was, Wikie. Ons gaan maak nou 'n draai by die weer. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Oukie te praat die waarheid wanneer hy sê dit is cool in die hoofstad, maar gaan dit nog cooler raak oor hierdie naweek. Kom ons gaan kyk na die weer vir jou Vrydag. Effens warmer vanoggend in die hoofstad met 'n minimum van 4 grade Celsius en 'n maksimum van 22 en 'n sonnige dag in die middel van Namibië. Na die ooste se kant toe is dit ook 'n minimum van 4 grade Celsius met 'n sonnige dag en 'n maksimum van 25 grade Celsius vir Gobabis. Gedeeltelik bewolk oor meeste van die noorde met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 29 vir Oshakati. 'n Sonnige dag langs die kus met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 14 grade Celsius vir Swakopmund. Ook sonnig op Ariamsvlei met 'n minimum van 5 grade Celsius en 'n maksimum van 17 grade Celsius en die son duur voort op Reebot wat ook 'n bietjie warmer is môreoggend as vanoggend met 'n minimum van 2 grade Celsius en 'n maksimum van 23. Ek was so opgewonde, ek het vergeet om vir julle met die hallo sê slag te sê met wie ons gesels met Wikie Ludik, skrywer van Nou en Wikie, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Ek is baie blessed om hier te wees. Baie dankie vir die uitnodiging. Ja, dit is 'n eer en 'n voorreg. Dit is vir my ook altyd 'n eer en 'n voorreg om 'n deftige dame op Kletskompas. Ek dink dis die enigste tyd wanneer Kletskompas se kykers werklik sien hoe 'n deftige dame lyk, want ek lyk weinig so mooi. Maar Wikie, vertel vir ons van Nou. Goed. Okay, ek is soos ek sê Wikie Ludik. Ek is getroud met Matt Ludik. Ons het 7 kinders saam. En ja, so my hele lewe lank het ek geweet dat die Here graag wil hê ek moet my storie vertel. Ek was nie seker op watter platform ek dit gaan vertel nie. En ek dink in sommige van daai dele was ek redelik bang om dit te vertel. Ja. En omtrent 'n jaar terug het ek my teologie studies klaar gemaak en dadelik van daar af begin skryf, blogging gedoen en baie meer duidelik gehoor dat die Here sê dit is nou tyd vir hierdie boek. So die boek het ontstaan is natuurlik 'n testimony, is my lewensverhaal, is 'n storie. Die boek het ontstaan deur om net my storie te vertel en baie dele van die boek is baie ontblotend. Maar tog weet ek dat dit is presies waar die Here wil gehad het ek moes wees en wat ek moet skryf. Baie van dit teruggekom van daar af, moes dit oordoen en dit het toe uiteindelik 26 April bekend gestel. So vertel my 'n bietjie, jy sê nou daar's baie dele van die boek wat vir jou bietjie ontbloot laat voel het. Waar trek mens daai streep tussen ek moet dit sê vir die publieke belang, maar ek moet ook myself behou hierso?
baie gebed. Ek dink nie daar is 'n lyn nie. As jy die boek lees, sal jy sien daar is nie 'n lyn nie. Wat dit so 'n ultimate must read maak, want dit is almal van ons het 'n storie om te vertel. Ek glo nie dat een se storie meer of erger is as iemand anders se storie nie, maar ek glo wel dat hierdie elkeen van ons stories gebruik. So die boek homself het baie lyne wat dit kruis, baie geheime wat dit vertel, baie stories wat mense altyd oor gewonder het. Dit is in die boek nou bekend gemaak. So soos ek sê, met baie gebed, is ek die eerste draft van die boek is initially geskryf net met 60 blaaie en die Here het net dit nie so laat gaan nie. Ek moes dit oordoen. Ek voel vir my van dit heeltemal van vooraf doen en ja, dit was 'n absolute op en af gewees om dit te kry tot op die plek waar dit is, waar ek voel dat hy gesê het, okay, dis nou reg, hier kan ons gaan. Ja. So is daar nou dat die boek uit is daar soms tye wat jy jouself vang en dink, ek moes dit Ek het liever soms tye wat ek dink, ek wens ek het nie dit in die boek gesit nie. Nee, ek het nie extras wat daar moet bykom nie. Die boek is 'n storie oor my lewe, 'n verhaal oor my lewe. En alles is daarin in elke chapter gesit. So van dit het korter stukkies daarvan, van dit het baie meer intense, diep dele daarvan. En daar is van hulle nou wat ek terugdink, dan dink ek, ag Here, ek het so lank gecontempleer oor hierdie ene. Maar nee, daar's nie wat ek sou wou bysit nie. En het jy in die skryfproses of bevind dat jy anders oor sekere dinge kyk nou dat jy terugkyk daaroor? Ja, ons storie, wanneer ek sê ons bedoel ek en my man, is een van absoluut genade. Dit is 'n storie wat die potensiaal gehad het om ongelooflik sleg uit te draai. En die Here het dit gevat en hy het dit ongelooflik goed laat uitdraai. So in my hart glo ek nog altyd dat as ons nie genade het nie, het ons niks. As ons nie leef vir die dag van môre en glo dat wanneer die Here kom, hy vir ons almal gaan sê, hey, is okay. Dis okay. Dan is daar niks om nou voor te hoop en te leef nie. So ek kyk nog altyd na die lewe deur ander lense, het nog altyd baie meer genade getoon of makliker genade getoon aan mense. So ja, deur die boek se skryf en deur die seisoene wat ek gegaan het in my lewe en die dinge kyk ek na die lewe anderste. Dit baie makliker om raad te gee in die posisie waar ek is om vir mense te sê, moenie 'n opinie hê oor iemand anders se lewe nie. You've not lived that life. Ja. So ja, beslis. So vertel my 'n bietjie oor Matt. Hy klink vir my asof hy ongelooflik belangrik is vir jou. Hy is. Ek en Matt is in die kerk. Ek en Matt is 10 jaar getroud hierdie jaar. Hy is die hoofpastoor van Grace Family Church. En saam met hom lei ons die kerk. Ek lei saam met hom in die kerk. En ja, so, hy is my man en 'n absolutely rolmodel vir my. En ook my beste vriend. So watter rol dink jy het hy gespeel in hierdie boek wat nou wys sommer vir die mense die boek, wil jy hom nou weet. Dis so lyk. Tada! Hy glas nou. Watter rol dink jy het hy gespeel in daai boek wat nou daar voor ons lê? Weet jy, die rol wat hy gespeel het nou is in support. Ek het 'n tweeling, 7 jaar. So terwyl ek deur hierdie gegaan het en deur my studies en deur werk en deur elke ander seisoen van my lewe, staan hy in en hy help my. Hy is baie slim. So terwyl ek die boek geskryf het en al die ander seisoene van my lewe, is dit iemand op wie ek kan leun vir raad. Soms gesels ons net oor oorlog.
Dis ook belangrik, ja, nee, huwelik. ja, Belangrik. baie belangrik Soms om is oor die liefde nie oorlog te genoeg nie, gesels. Soms moet jy oor oorlog ook kan praat. En dan partykeer is ek net soos, hoe weet jy al hierdie goed? Waar stoor jy dit? Ek sal nou vir jou sê ek is ook so 'n bietjie weird. Jy's van kleins af weird en dan draai jy dit net deur tot in jou volwasse stadiums en so. Ek gaan vir hom vanaand gaan sê dat jy gesê het hy's weird. 'n weirdo ken 'n weirdo. Ja, Real jy recognize is sien. real, net. Maat's ouer as ek. En hy's wyser as ek en hy's ja, hy het my baie gehelp in elke seisoen van my lewe. Ek dink as jy na my lewensverhaal lees en dan sal jy sien presies waar hy ingekom het en ja, ek voel of ek hom al my lewe lank ken, hoewel dit nie is nie. Maar hy was ook baie deel van my gesond word en dat ek lewe weer 'n keer 'n kans wou gee en uitgesien het na dinge want hy sien dit anders. Maar het my baie geleer van die Here. Hy bly leer my baie van die Here. Hy het my ook baie geleer van myself. Ek dink daar's dele in myself wat ek nog gaan ontdek en ons het 'n absolute 'n great verhouding. So ons probeer elke dag dit opnuut sien vir wat dit is en nie soos 'n old married couple lewe nie. So ons doen baie dinge saam. Eintlik doen ons niks apart nie. En wanneer ons moet is dit nie lekker nie. Soos ek sê, hy is my maatjie. Ek gaan met jou oor oorlog praat. Oor oorlog. Ek is partykeer as ek soos eintlik wil ek net weet is die oorlog nou verby en gaan ons okay wees. Moet ons iewers in 'n bunker loop wegkry. Ja. En ek hoor ek nou gister by hom, die petrolprys gaan nou sak. Sien jy Matt, dit gaan nie net altyd oor oorlog nie, soms praat hy ook oor petrol. Maar ja, dan wil ek met jou gesels. Ek wil nou nie te veel praat oor wat in die boek is nie. Ek wil hê mense moet hom kry en hom lees. Maar vertel vir my 'n bietjie van die titel. Hoekom daardie titel? Known is 'n Engelse woord, so verskoon my vir die Engelse inglip. Intimiteit. In Genesis, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, wanneer die Here met ons praat oor intimiteit, gebruik hy dieselfde woord. Wanneer hy known gebruik hy die woord intimiteit aan dit. En wanneer jy die boek lees, is dit 'n ontdekking van identiteit en intimiteit. En deur om te besef dat binne in my identiteit, wat vir myself nie dalk vir 'n baie lang tyd mooi was nie, het hy my intimately lief. Jesaja praat baie mooi van hy het jou naam op sy hande graveer. En hy praat van biologiese kinders en sê 'n ma wat borsvoed mag dalk haar kinders vergeet, maar ek sal jou nooit vergeet dat jou naam in my hande graveer. En ek dink daai openbaring is wat my gebring het tot by die titel van hy ken my. Ek sal nooit in een leeftyd hom kan ken nie. Dit wat ek lees in die woord is nie genoeg. Dis genoeg, maar dis nie genoeg vir een leeftyd vir ons om ek dink die Engelse woord is fathom, om te verstaan of om te begryp nie. Maar hy ken my. En evenal ken hy my, het hy nog steeds gekies om my lief te hê. Deur al die gaga dinge wat ek gedoen het of nie gedoen het nie, het hy nog steeds daai barrier gekras. So ja, dis waarvan af die titel kom. Ek kan nou regtig vir ewig en ewig met jou hieroor gesels, maar ons baie lieflike tegniese dame Kaya het gesê ons kan nie meer praat nie. So voordat ons gaan, sê net gou waar kry ons die boek? Die boek is op Amazon op Kindle beskikbaar. Hy is heidaglik in 'n Kindle beskikbaar en in 'n paperback. So jy kan dit bestel van daar af. Jy kan ook my kantoor skakel, my wonderlike dame Chanel. By ek sal vir die e-pos los, maar die telefoonnommer is 250348 en dan sal ons dit print. Ons het hierdie week ISBN-kodes gekry, so dan behoort hy in lokale uitgewers soos Revivas ook beskikbaar te wees. Okay, fantasties. Baie dankie dat jy by ons was. Baie dankie. Dit was Vicky Ludik oor haar boek Known. Dankie dat jy by ons aangesluit het op Kletskompas. Natuurlik, ek was hier Marie van der Walt. Onthou, jy kan Kletskompas elke maandag tot donderdag sien op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25 as ook oneup2.com. Maar tot maandag van my en Vicky
En Kaya, wat sê ons nie tyd nie. Is dit mooi bly.